lekker om julle weer te sien. Dis altyd lekker as julle vir my kom kyk. Nou weet julle wat? Ek het vandag iets baie interessants gelees. Ja, as mens goeders bou en goeders maak sodat ek hou daarvan om te doen, dan lees mens verskriklik baie. En hierdie boek leer vir jou baie. Nou, ek wil julle vertel wat ek vandag hier uitgelees het, maar voordat ek begin wil ek julle eers 'n vraagie vra. Wie van julle het al iets moois gesien? Die mooiste mooi wat julle al gesien. Wat is die mooiste mooi wat jy al gesien het? Party mense sal praat van goed aan wat jy kan vat wat vir hulle die mooiste mooi is. Soos 'n rok, of 'n skildery, of 'n mooi speelding, of selfs 'n iets soos mooi oorbelle of 'n diamantring. Dit is vir hulle die mooiste mooi. En dan kry mens party mense wat praat van plekke wat vir hulle die mooiste mooi is. Soos as jy op vakansie gaan en daar's so 'n mooi waterval. Of as jy dalk bos toe gaan en jy sien al die mooi wilde diere daar, dis vir hulle die mooiste mooi. Ek is een van daai mense wat dink 'n plek is die mooiste mooi. En die plek waarvan ek die meeste hou en wat vir my die mooiste mooi is die see. Die blou lug en die mooi goue sand en die blou en groen seewater. Dis darem vir my baie, baie mooi. Dit is vir my so mooi, dat ek elke liewe dag dit wil sien. En ek dink baie mense voel so. Hulle wil as iets vir hulle baie mooi is, of as iets vir hulle baie belangriks is, wil hulle dit altyd by hulle hê. Dit is hoekom ek by die huis 'n botteltjie seesand en 'n botteltjie seewater en 'n paar skulpe het, vir wanneer ek 'n bietjie die mooi weer wil raak sien. Maar weet julle wat? Party mense wil graag hê dat daai mooi die heeltyd saam met hulle moet wees. En soos ek het al klaar gesê het, is daar iemand wat soos ek voel in die Bybel, wat ook die mooi die heeltyd by hulle wil hê. En die oom se naam is Petrus. En hy wil nie iets moois saam met hom gehad het nie, maar hy wou mooi mense saam met hom gehad het, waarvan ons lees in die Bybel. Maar laat ek die storie van die begin af vertel, want dit help nie, ek vertel nou 'n stukkie hier en 'n stukkie daar nie. Julle moet mooi hoor wat presies gebeur het mos in hierdie verhaal. Nou eendag lank gelede, het Jesus 3 ooms gevra om saam met hom bo op 'n berg te gaan bid. Hulle name was Petrus en Jakobus en Johannes. En hierdie 3 ooms het gesê, ja, hulle sal saam met Jesus gaan bid. En hulle het baie, baie lank geloop en uiteindelik bo op die berg gekom om saam met Jesus te bid. Maar toe hulle bo op die berg kom, toe wou hulle nie meer bid nie, want toe is hulle kapot gewees. Hulle was so moeg gewees dat hulle net geslaap het. Hulle het daar lekker aan die slaap geraak en kliphard gesnork. En weet julle wat het gebeur terwyl hulle gesnork het? Ja, hulle het al die goeie goed gemis, man. Terwyl hulle gesnork het Jesus gaan bid. En terwyl Jesus gebid het daar iets amazings gebeur. Wil jy weet wat het gebeur? Terwyl Jesus gebid het alles van Jesus verander. Sy klere het so wit geword, dat het gelyk het of dit geskyn het. Ek dink in vandag se tyd, sal selfs die sterkste bleach of klere skoonmaakmiddels nie jou klere so wit kan kry soos wat Jesus se klere daardie dag geword het nie. Dit was so wit gewees, dat as jy daarvoor kyk, dan sal jou oë seer gekry. Maar wat doen die disippels? Hulle mis alles. Hulle lê en snork, omdat hulle te moeg is. So nadat dit gebeur het daar nog iets gebeur. Daar 2 belangrike ooms uit die Ou Testament uit vir Jesus kom kuier. Die ooms was Moses en Elia gewees. En hulle het met Jesus gepraat en het vir Jesus vertel van baie dinge wat nog met Jesus gaan gebeur terwyl hy hier op aarde is. En soos wat hulle aan die einde van hulle gesprek gekom het en besig was om baie te sê, toe sal die disippels mos nou besluit om wakker te word. En hulle het geskrik toe hulle wakker word, want wie is hierdie 2 mans wat besig is om te staan met Jesus te gesels en soos wat hulle so gekyk het, toe besef hulle, dis Moses en dis Elia. Wow, dis amazing gewees om hierdie 2 ouens te sien. Wil julle weet hoekom is dit so amazing? Want hierdie 2 ouens het in die Ou Testamentse tyd geleef. Hulle het nie meer geleef nie, hulle was nou in die hemel gewees, saam met die Here, en hier voor hulle oë, ewe skielik, staan hierdie 2 mans en gesels met Jesus. Petrus hulle het toe planne beraam, want hulle wou nie gehad het dat hierdie belangrike mense moes weggegaan het nie, en hulle was besig om te groet sodat hulle kon huis toe gaan.
So hulle maak toe 'n plan en hulle sê toe, okay, kom ons bou hutte, waarin Jesus en Moses en Elia, waarin daai 3 mense kan bly, en dan bly hulle dalk vir ewig by ons, en dan kan ons enige tyd met hulle gesels, net wanneer ons wil. Ek dink nie hulle plan het so goed gewerk nie, wil julle weet hoekom? Want hulle het nie besef dat die belangrikste ander persoon ook daar is nie, want daar was 'n 4de en ook daar gewees, saam met hulle. Daai 4de persoon, dit was God self gewees. So, Moses en Elia het toe baie gesê vir hulle, en hulle het nie enige paadjie teruggevat huis toe nie. Julle sal nie glo wat hulle gedoen het nie. Hulle het in 'n wolk, 'n actual wolk ingeloop, nadat hulle baie gesê het. En soos wat hulle in hierdie wolk ingaan, het God gepraat. Ja, hy het uit die wolk uit met hulle gepraat. En hy het vir hulle gesê, dat Jesus sy seun is, en dat hulle vir hom moet luister, en dat hulle hom moet volg. Julle, hierdie was iets groots gewees, wat gebeur het. Maar weet jy wat besef hulle toe? Hulle besef toe, dat 'n klein huitjie nooit groot genoeg sou gewees het om God vas te hou, en God by hulle te hou nie, want God is te groot, en hy's te almagtig. God is so groot en so almagtig, dat as jy die Bybel lees, dan sê die Bybel vir ons, dat hy enige tyd oral kan wees. Ja, hy is alomteenwoordig. Dit beteken, hy kan orals wees. Hy kan by my wees, hy kan by jou wees, hy kan by jou ouma wees, jou oupa wees, jou maatjies wees. Hy kan orals reg oor die hele wêreld gelyk wees. Dis hoe groot en hoe almagtig God is. So 'n klein huitjie sal nooit hom vas kon gehou het nie, want hy is te groot en te almagtig. So ons moet dan doen wat God gesê het vir die disippels daar ook. Ons moet dan Jesus volg en hom bly maak met ons lewens, sodat ons die groot en almagtige God kan loof en prys met alles wat in ons is. Hierdie het my verskriklik baie geleer vandag, en ek kan nie wag om nuwe maniere te kry om God gelukkig te maak, en ek kan ook nie wag om nuwe maniere te kry om meer van God te leer nie, want as hy so groot en so almagtig is, beteken dit dat ek van vandag af elke liewe dag vir die res van my lewe iets nuuts van hom sal kan leer. En ek wil elke liewe dag iets nuuts van hom leer. Nou, julle gaan my moet verskoon, ek sien dit is al baie laat, en ek het nog baie leeswerk wat ek wil doen, sodat ek meer van God kan leer. Totdat ons weer later saam kuier. Bye bye julle! Sjoe maat, ek kan julle mos nou nie wegstuur sonder dat ons die onthou versie gedoen het nie. So vandag se onthou versie kry ons in Matteus 28 vers 20. In Matteus 28 vers 20. En dit sê, God is altyd by ons. Matteus 28 vers 20 sê, God is altyd by ons. Kom ons sluit gou die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U so goed is en so groot is en so almagtig is. En baie dankie dat ek aan U kan behoort. Help my asseblief om elke dag iets nuuts van U te leer ken en om elke dag tyd te maak, Here Jesus, om met U te gesels oor alles in my lewe. Ek wil baie graag U hart bly maak. Dankie daarvoor, Here Jesus. Amen. Nou maats, totdat julle weer by my kom kuier, pas julle self op. Bye! As we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign forever, our hope, our strong deliverer. You are the ever
rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord.